want Here, U glo in my, U is altyd aan my sy, U dra my oor berge, gee my vlerke, lig my op, Here, U glo in my. Geliefdes, ons teksgedeelte is 1 Konings 13 verse 1 tot 26. 1 Konings 13 vers 1 tot 26. Maar kom ons sluit eers die oë. Kom ons doen 'n gebed saam. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, dankie dat ons so versamel kan wees in die Heilige Gees, versamel kan wees rondom die Heilige Skrif. Dankie vir U woord, die geskrewe woord. Dankie vir al die lesse en beginsels, al die waarheidsbeginsels wat vasgevang is in U woord. Help ons, Here, lei ons deur die Heilige Gees, breek vir ons die woord oop, wys vir ons die lesse en help ons deur die Heilige Gees om hierdie lesse en beginsels ook toe te pas in ons lewens. Help ons, Here, met die vrugte van ware geloof. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam. Ek lees uit die letterlike vertaling ook 1 Konings 13 vanaf vers 1. Toe kom daar 'n man van God uit Judea, deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om wierook te laat opgaan. Nou geliefdes, in hierdie tyd, met ander woorde, is Israel verdeel in Suidryk onder Rehabeam en in Noordryk onder Jerobeam. So Jerobeam is koning van die noordelike ryk Israel, Rehabeam van die Suidryk Juda, of soos ons nou hier gelees het. So hierdie man van God kom uit Juda, die Suidryk, en hy gaan profeteer teen Jerobeam in die Noordryk. Vers 2. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê, altaar, altaar, so spreek die Here. Kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. Ek gaan daarna net nou verwys, hierdie profesie gaan in vervulling in 2 Konings 23 vers 15 onder die groot hervormer Josia. Vers 3. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uitmekaar skeur en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand, wat hy teen hom uitgesteek het, het styf geword, sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uitmekaar geskeur, en die as is van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het, deur die woord van die Here. Vers 6, toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek tog die aangesig van die Here jou God om genade, en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het, en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, kom met my saam huis toe, en versterk jou, en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van die huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. Vers 11.
En daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon. En sy seuns het gekom en hom alles vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het. Ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hulle vader vertel, sê hulle vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is, wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan sy seuns, saal vir my die esel op, en hulle het vir hom die esel opgesaal, en hy het daarop gery. En hy het agter die man van God aangegaan, en hom aangetref, terwyl hy onder die terpentynboom sit, en hy sê vir hom, is jy die man van God, wat uit Juda gekom het? En hy antwoord, ja. Toe sê hy vir hom, gaan met my saam huis toe, en eet brood. Vers 16, maar hy antwoord, ek kan nie met jou saam omdraai of met jou saam ingaan nie. Ek mag ook nie brood eet of met jou saam water in hierdie plek drink nie. Want aan my is gesê deur die woord van die Here, jy mag daar geen brood eet of water drink nie. Jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Vers 18, maar hy sê vir hom, dis nou die ou profeet, dat ek is ook 'n profeet net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here en gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. Vers 19. Toe het hy met hom saam omgedraai en in sy huis brood geëet en water gedrink. Maar terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Here tot die profeet wat hom laat omdraai het. En hy het die man van God, wat uit Juda gekom het, toegeroep en gesê, so spreek die Here, omdat jy wederstrewig was teen die mond van die Here, deur nie die gebod te hou wat die Here jou God jou beveel het nie, maar omgedraai en brood geëet en water gedrink het in die plek waarvan hy aan jou gesê het, jy moet geen brood eet of water drink nie. Daarom sal jou lijk nie in die graf van jou vaders kom nie. Vers 23, nadat hy dan geëet en gedrink het, sal hy vir hom die esel op, vir die profeet wat hy laat omdraai het. En hy gaan weg. Toe kom 'n leeu hom te op die pad en maak hom dood. En sy lijk het neergewerp op die pad bly lê, terwyl die esel daar langs staan en die leeu ook langs die lijk bly staan. Intussen kom daar manne verby wat die lijk op die pad sien lê, terwyl die leeu langs die lijk staan, en hulle dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. Toe die profeet wat hom van die pad af laat omdraai het, dit hoor, sê hy, dit is die man van God, wat teen die mond van die Here wederstrewig was. Daarom het die Here hom aan die leeu oorgegee, wat hom verskeer en hom gedood het, volgens die woord van die Here, wat hy met hom gespreek het. Tot so ver. Nou verse 27 tot 34, wat maar net basies gebeur daar, is hierdie ou profeet gaan toe na die liggaam van die man van God uit Juda, en hy neem die lijk van hierdie man van God, en hy gaan lê hom toe op die einde van die dag in die ou profeet se graf, gaan lê hy sy liggaam neer, hy begrawe hom daar, en hy gee toe opdrag ook vir sy kinders, dat wanneer die ou profeet self eendag sterf, moet sy liggaam saam met die man van God in dieselfde graf begrawe word. En baie interessant, Joshua hulle, juis in 2 Konings 23, verse 18, het ook die graf gevind van hierdie man van God en die ou profeet saam, en ook as 'n getuienis vir die toekoms, en so ook vasgelê in die boek van Konings. Geliefdes, 'n baie interessante verhaal. Maar kom ons gaan 'n bietjie saam kyk, en daar is hy. En ons gaan so 'n bietjie kyk na, ek wil eers so inleidend met u net gesels ook, en hierdie geskiedenis wat ons nou gelees het, hierdie gebeurtenis wat ons nou gelees het, is nie baie bekend nie. Ek dink nie baie mense ken hierdie gebeurtenis nie, maar tog is dit so belangrik. In die eerste plek is dit baie belangrik as gevolg van die profesie wat in hierdie gebeurtenis vasgevang is, die profesie van Josia.
En ons weet Josua in 2 Konings 23, Josua ook wat hierdie profesie laat in vervulling gaan, toe hy al die Baal profete uitgewis het uit die land, altare afgebreek het van Baal en Astarte en al die afgode. Josua was 'n groot hervormer, een van 2 konings in die Ou Testament, wat groot hervormers was, wat die volk teruggekeer het, of gehelp het om terug te keer na die Here. So hy het streng en sterk opgetree teen die afgoderry, teen ander gode se dinge en so meer. So vervulling definitief van die profesie. En soos ek sê, selfs van die graf ook. Ook in dieselfde 2 Konings 23 kan jy dit gaan lees ook. So baie belangrike profesie. Tweedens, hoekom hierdie deel baie belangrik is, want dit bevat baie kosbare lesse vir ons tot vandag toe nog steeds. Beginsels, waarheidsbeginsels. Nou ons gaan vandag in besonder kyk na hierdie lesse. Ons gaan kyk na hierdie beginsels. En ons gaan ook daarna kyk, veral uit die oogpunt van die 3 hoofrolspelers in hierdie verhaal. Nou die eerste een natuurlik is die man van God uit Juda. Die tweede ene in respek is die Here self. En die derde ene is die ou profeet. So ons gaan bietjie, ek gaan nou nie oor Jerobeam aangaan nie, ons het nou bietjie gelees van hom, maar hy is definitief nie 'n hoofrolspeler in die res van hierdie verhaal nie. Ons gaan kyk na hierdie 3 hoofrolspelers. Nou kom ons gaan eers aandag so gee, dan ook aan die man van God. Nou geliefdes, daar is nie baie inligting oor die man van God uit Juda nie. Hy is eintlik onbekend. Hy's 'n onbekende profeet. Ons weet God het hom gestuur uit die suidryk Juda om te profeteer teen die noordryk Israel en spesifiek dan ook Jerobeam en dan ook hulle afgodsdiens en praktyke wat hulle daar ook doen om teen dit te spreek. Hy was waarlik 'n profeet. Hy was waarlik 'n man van God wat God se woord verkondig het. Geen twyfel daarin nie. Ons weet dit uit die vervulling van die profesie van Josia in 2 Konings 23. Weer eens 'n profeet sal geken word en dit wat gespreek word sal bewaarheid word, né? So hy is definitief 'n profeet. Ook die vervulling van die dadelike profesie by Jerobeam, waar hy sê dat hierdie as, hierdie altaar gaan uitmekaar spat, die as op die grond val, dit het gebeur. So weer eens vervulling van die profesie. Ons weet dat hy is 'n man van God, ook uit die wonderteken van Jerobeam se arm. Jerobeam se arm wat styf geraak het, en hy smeek by God weer die man van God, en Jerobeam se hand kon weer terugkeer. So hy is definitief profeet, man van God, kind van God. Sy fout, hy het geval vir die misleiding, die leuen van die ou profeet. Hy het geval vir die misleiding, die leuen van die ou profeet, vers 18. En so eerder die woord van mens gevolg as die woord van God. Dit was die probleem, die fout wat hy begaan het. Die Here se woord aan die profeet, aan die man van God was baie duidelik, word 2 maal herhaal ook in hierdie teksgedeelte, dat die man van God mag nie daar iets eet of drink nie, en die man van God mag nie met dieselfde pad wat hy gegaan het weer terugkom nie. Die opdrag was baie duidelik. As gevolg van die ou profeet, en die man van God omgedraai, en met dieselfde pad waarmee hy gegaan het, teruggekeer na die huis van die ou profeet. En hy daar geëet, en hy daar gedrink. Al 3 waarskuwings is in hierdie daad oortree. Teruggekeer op dieselfde pad, geëet en gedrink. So was hy ongehoorsaam aan die Here, en sy uiteinde was die dood. Geliefdes, les, ongehoorsaamheid aan God lei tot dood. Gehoorsaamheid aan God is noodsaaklik. Ongehoorsaamheid aan God lei tot dood. Ongehoorsaamheid aan God lei tot slegte gevolge. Ons het al baie gepraat oor toelatende wil, slegte gebeure in ons lewens en so meer, né? Maar die kern hierso, ongehoorsaamheid aan die Here het slegte gevolge. Volg eerder God se woord as mens se woord. Ek dink die les is baie duidelik.
Maar kom ons gaan voort. Ons verstaan uit die oogpunt van die man van Juda. Maar kom ons kyk verder. Wat is God se aandeel in die verhaal? As deel van die hoofrolspelers, en weer eens met baie respek natuurlik gebruik ek dit so, gaan ons nou kyk na God se aandeel. As ons hierdie gebeurtenis lees, dink ons dat God is baie streng. Dat God is baie erg op die man van God. Ek bedoel, dis tog sy profeet. Dis sy kind. Dit lyk vir ons of God hier baie wreed is, eintlik boos is selfs, in sy optrede teen sy eie profeet. Oordeel en straf op die profeet. Wat wel ongehoorsaam was, ons sien dit duidelik, maar eintlik in iets kleins. Is iets klein. 'n Onskuldige fout, wat begaan is as gevolg van misleiding van 'n mede-profeet. Dit klink 'n bietjie onregverdig, selfs as jy dit lees. Dit maak nie lekker sin nie. As iemand nou gestraf moes word in hierdie teks, dan was dit die ou profeet. Hy het mislei. Hy het gelieg. So as daar een is wat gestraf moet word, is dit eintlik hy. Nou die arme man van God, wat om die bos gelei is, 'n fout begaan het, en hy word as te ware gestraf en geoordeel. Nou geliefde, hierdie teksgedeelte is eintlik 'n groot toets van ons godsbeeld. Is 'n toets van hoe sien ons vir God, hoe verstaan ons vir God. Is 'n groot toets van wie is God vir jou en vir my. 'n Toets van Gods beeld. Jy sien, baie sien God uit hierdie teks as 'n God wat sy kinders wil straf en wat sy kinders wil oordeel. Selfs vir klein foutjies. Maar is dit waar? Is dit regtig wie God is? Al hierdie goed wat ons nou gesê het, strafgerig, boos, wreed, oordeelagtig. Ek bedoel, dis sy eie kind, dis sy profeet, dis 'n man van God. Hoekom is God so wreed? Is dit regtig wie God is? So ek dink baie van ons, toe ons dit gelees het, het ons hierdie prentjie gekry van God wat oordeel en straf, nee. Maar hierdie siening is in stryd met die res van skrif. Dis nie wat die skrif getuig nie, veral Nuwe Testament nie. Ons weet dat God is lig, ons het hierdie jaar al baie daaraan aandag gegee. God is lig, nie duisternis nie, hy het nie aandeel aan die werke van duisternis nie. God is goed, hy is nie boos nie. God is liefde, God is genade. God is al hierdie wonderlike mooi dinge, veral vir sy kinders, veral teenoor sy kinders, liefde en genade vir sy kinders, oordeel en straf vir die ongelowige, die goddelose, ja, maar liefde vir God se kinders. En ons lees hier van God se kinders. Hoe dan nou? So hoe moet ons hierdie teks en God se aandeel hier binne verstaan? Nou in lyn met die skrif en in lyn met God se karakter, moet ons dit nie verstaan as 'n God wat sy kind, die man van God, gestraf het nie. Nee, dis eerder 'n geval dat God in sy alwetendheid sy kind, die man van God, gewaarsku het. Ek hoop jy sien die verskil. Dis 'n oordeelstraf en waarsku en liefde. God weet wat gaan gebeur. God is alwetend. God weet voor die tyd dat as die man van God hierdie keuses gaan maak, as die man van God gaan omdraai op sy pad, as die man van God gaan vertoef by die huis, as die man van God gaan eet en gaan drink in hierdie huis, gaan sy pad kruis met 'n leeu en hy gaan sterf. God waarsku hom. Moenie. Pas op. Ek hoop jy sien die verskil. God weet wat gaan gebeur voor die tyd en hy waarsku die man van God teen die verkeerde keuse, want hy wil hom beskerm in liefde. Hy wil hom beskerm.
Nie straf en oordeel nie. Beskerm van dit wat gaan kom en dit wat gaan gebeur. Sy pad wat kruis met 'n leeu. Weer eens 'n geval eerder dat God waarsku hom. Ons sien dieselfde, en ek het dit hanteer in die reeks oor dood saam met u, by Adam en Eva. Selfde. En ons sien uiteindelik in die res van skrif ook, kort, maar gebruik nou maar Adam en Eva weer as voorbeeld. God waarsku vir Adam en Eva voor die tyd, want God weet wat hulle keuse gaan wees. En God waarsku hulle en sê, moenie van daai boom eet nie. Alle bome kan julle vat, moenie van daai boom eet nie. God waarsku hulle voor die tyd, want God weet, hulle gaan mislei word, hulle gaan verlei word, en hulle gaan op die einde van die dag die verkeerde keuse vat. En wat is die gevolg? Dit gelei tot die dood. Selfde by die man van God. God waarsku die profeet voor die tyd, moenie, pas op, moenie vertoef, moenie eet of drink daar nie, moenie omdraai op jou pad nie, want God weet wat gaan gebeur. God weet, daar gaan 'n misleiding kom, God weet wat gaan die man van God kies, en het gaan lei tot die dood. Ek hoop jy sien dit. En ons sien dit so in die res van skrif ook, kort. So geliefdes, ons het baie keer vinnig hierdie gedagte van God wat oordeel en straf. Maar as jy in diepte ingaan, dan besef jy, oordeel en straf is nie vir die kinders van God nie. God wil ons waarsku, want hy wil ons help. Hy wil nie hê ons moet struikel nie. God weet wat kom. God weet wat sy gevolge. Tot vandag toe waarsku God ons in liefde, want hy wil nie hê ons moet struikel nie. Psalm 121, hy wil jou bewaar van struikeling. God waarsku ons teen verkeerde keuses. God waarsku ons teen sonde. Want God weet wat die gevolge is van verkeerde keuses en sondes en ongehoorsaamheid. God weet wat is die gevolge, dat het lei tot slegte gevolge, dat het lei tot die dood. Verkeerde keuses en sondes lei tot slegte gevolge. Het sy geestelik, het sy emosioneel, het sy fisies. Sonde het slegte gevolge. Belangrike les wat ons moet verstaan en ken. God weet, daarom waarsku hy sy kinders voor die tyd. Nou geliefde, dis 'n God van liefde. En dis 'n God van omgee vir sy kinders. So ek hoop vandag was 'n interessante toets net rondom Godsbeeld. Hoe het u dit verstaan aan die begin? Hoe het u vir God gesien in hierdie verhaal? En hoe God werklik is? En wat werklik aangaan? Nie straf en oordeel vir sy kinders nie. Waarsku, omgee, liefde. Nou geliefdes, met dit kom ons gaan na die laaste rolspeler. En dis die ou profeet. Bring ons by die ou profeet, waardeur hierdie waarheidsbeginsel wat ons nou net hanteer het, bevestig word, dat sonde lei tot slegte gevolge. Want, dis as gevolg van die ou profeet se misleiding en leuen, waardeur die slegte gevolge gekom het oor die man van God. Die ou profeet gebruik 'n leuen, wat tot vandag toe nog gebruik word deur baie mense. En die leuen is, God het vir my gesê. 'n engel van die Here het aan my verskyn, en God het vir my gesê. Dis 'n leuen wat tot vandag nog gebruik word in baie mense. En dan is dit nooit God nie. Dis die mens self, deur sy eie denke en emosies. Dis nie van God af nie. Vers 18 sê duidelik dat die ou profeet gelieg het. Hy het gelieg. Reguit, die teks sê dit vir ons, vers 18. So geliefde, sonde het nie net gevolge vir die self nie, soos in die geval van die man van God, wat ongehoorsaam was en gevolge gehad het vir homself. Sonde het nie net gevolge vir die self nie, sonde het ook gevolge vir ander mense. Sonde het negatiewe gevolge ook vir ander mense.
Die sonde van die profeet, die leuen wat hy vertel het gevolge gehad vir die man van God. Dit het gelei na die dood van 'n mede-profeet. Sonde het gevolge vir self en vir ander. Nou bygesê, ek wil ook hier noem, die bedoeling van die profeet, die ou profeet, was nie om opsetlik skade te veroorsaak nie. Ek dink daarom nie so nie. Hy wou nie opsetlik skade veroorsaak vir die man van God nie. Hy wou opreg gasvryheid betoon aan die man van God, deur kos en water. So, die leuen wat hy vertel het, was 'n tipe van 'n wit leentjie. 'n klein sondetjie. Nee, 'n wit leuen. Maar dit wys dat selfs wit leuns, selfs klein sondetjies, het steeds slegte gevolge. Ons het baie keer met die gedagte, ag, maar dis 'n wit leentjie. Wat ek hier vertel van iemand, of oor iemand, of vir iemand, of wat ook al. Dis 'n wit leentjie. Hy wit leentjie het ook slegte negatiewe gevolge. Dit kan ook lei tot die dood. Daar's nie groot en klein sonde nie. Die gevolge van klein en groot sonde is dieselfde. Daar's negatiewe gevolge. Steeds slegte gevolge, groot of klein, sonde het gevolge. So wat die ou profeet eerder moes doen, was om ook die opdrag van die Here te respekteer, en om eerder die man van God, die jong profeet, te help, om gehoorsaam te bly aan die woord van God. Jy sien die oortreding van die ou profeet. Nou gou terug na die godsbeeld wat ons net van gepraat het. As God dan 'n God van oordeel en straf is vir sy kinders, soos wat ons baie keer dink, moes die ou profeet ook gestraf gewees het. Ek hoop jy sien die beeld. Want is mos nou onregverdig as God nou sy kinders straf en oordeel om net die man van God te straf vir 'n klein oortreding, maar nie die ou profeet wat gelieg het in die naam van die Here nie. So daai beeld is definitief verkeerd. Dis nie wie God is vir sy kinders nie. Die ou profeet moes dan ook gestraf gewees het. Want hy het ook nie die opdrag van die Here gehoorsaam gewees nie. En daarby het hy gelieg oor die Here. So hy het ook gesondig. En om weer die liefde van God vir sy kinders te bevestig, dat God steeds gepraat met die ou profeet. Die Here het steeds die profesie deur die ou profeet wat gesondig het, deur die ou profeet gegee, om weer te gee vir die man van God, om te bevestig dat die profesie en die woord van die Here aan die man van God gaan nou in vervulling gaan. Dit wat God gewaarsku het, gaan nou ongelukkig gebeur. Hy het teruggekom, hy het geëet en gedrink, hy het vertoef, en sy uitgang en die leeu se koms, hulle gaan mekaar se paai nou kruis. Liefde van God vir sy kinders. So eerste plek, weer eens, ten spyte van die ou profeet se sonde, het God hom nie verlaat of verstoot nie. Dit bevestig God se liefde en genade ook vir sy kinders ten spyte van hulle sondes. Ek hoop jy sien die prentjie. Laaste gedagte oor die ou profeet. Hy het gesondig en daardeur was slegte gevolge gewees. Die daad is gepleeg, die gevolge het gekom. Maar een ding wat 'n mens ook kan noem van hierdie ou profeet, hy het na die tyd ten minste probeer om daarvoor op te maak. Hy het probeer regmaak. Hoe? Hy het die man van God se liggaam gaan haal en hom begrawe in sy graf. En opdrag gegee dat hy self eendag saam met die man van God begrawe moet word in dieselfde graf. As 'n getuienis en waarskuwing vir latere geslagte. Nou soos ek vroeër gesê het, in 2 Konings 23, in Joshua se tyd, is hierdie graf ontdek, is die getuienis bevestig, en is dit opgeneem in die skrif as 'n waarskuwing vir almal, selfs vir ons vandag. Geliefdes, baie lesse
Maar kom ek gaan probeer om dit so net laastens vir ons saam te vat. Baie lesse uit die verhaal, baie lesse uit hierdie gebeurtenis. Hoofles, aan wie is jy gehoorsaam? Aan God of aan mense? Aan wie is jy gehoorsaam? Selfs mense met opregte bedoelings. Aan wie is jy gehoorsaam? Gehoorsaamheid aan God lei tot lewe. Ongehoorsaamheid aan God lei tot dood. Beginsel is baie duidelik. Hy wat teen God se bevel gaan, daai pad het negatiewe gevolge, dit lei tot dood. Ongehoorsaamheid, verkeerde keuses, sondes het slegte gevolge. Besef dit. Slegte gevolge vir jouself en slegte gevolge ook vir ander mense. Dit het slegte gevolge. Klein of groot, sonde het gevolge. Volgende, waar ons kan, maak reg met ander mense. Maak reg teenoor ander mense. Maak reg. Al is dit na die tyd, sodat daar 'n goeie getuienis daaruit kan voortgaan. Volgende, in alles, en hier is dink ek die belangrike vir ons ook, saam met wees gehoorsaam aan die Here natuurlik, maar in alles bly God 'n God van liefde en genade vir sy kinders. Nie oordeel en straf vir sy kinders nie. Liefde en genade. In liefde waarsku hy ons. Want hy weet wat gaan gebeur as ons verkeerd kies en as ons ongehoorsaam is. God weet. Hy weet voor die tyd. Hy weet wat gaan die gevolge wees van sonde en wat gaan die gevolge wees van verkeerde keuses in ons lewens. God weet en hy waarsku ons voor die tyd. Hy waarsku ons in liefde, want hy wil nie hê ons moet struikel nie. Hy wil nie hê ons moet val nie. En hy sal sy kinders nooit verlaat nie en hy sal sy kinders nooit verstoot nie. Hy het ons geroep, hy het ons gekies, hy het ons op die naam genoem, ons is syne. God gaan nie in die helfte nou ons verlaat of los, selfs as gevolg van sonde nie. Weer eens die ou profeet se situasie. Maar God is 'n God van liefde wat voor die tyd waarsku, soos by die man van God. So moenie God sien as 'n God van oordeel en straf vir sy kinders nie. Sien 'n God wat in liefde omgee en eerder ons waarsku, want hy wil nie ons moet struikel nie. Verstaan die karakter van God. En ek wil dit ook weer bevestig, selfs as ons verkeerd kies en sondig, hy bly lief vir ons. Hy bly lief vir ons. Hy sal sy kinders nie verlaat nie, hy sal sy kinders nie verstoot nie. Hy sal nie. Miskien in jou lewe sukkel jy met 'n sonde of 'n swakheid of 'n iets, en jy voel maar die Here gaan my los of verlaat. Ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leuen. Die Here sal nie. En nie omdat ek dit sê nie. Ons sien dit uit die verhaal van die profeet. Maar ek wil hê jy moet weet, dat sonde het slegte gevolge. So wees versigtig met sonde. Moenie speel met sonde nie. Dit lei tot die dood. Geestelik, emosioneel of fisies. Weet dit. En dis wat God in liefde vir ons wil waarsku oor. So geliefde, kom ons bly in die Here. Kom ons bly in sy opdragte. Want God is vir ons. En hy weet wat is die beste vir ons. Hy waarsku ons, want hy wil ons help teen die gevolge van sonde. Hy wil ons help teen die gevolge van ongehoorsaamheid en verkeerde keuses. Ons leef in tye waar God se woord te staan kom teen mense se woord. Was al in die verlede ook deur die geskiedenis, maar ons leef in tye waar dit al meer na vore kom. Mense woord teenoor God se woord. Die vraag vir elkeen van ons,
wie gaan ons eerder volg? God of mens? Amen. Kom ons sluit die oë. Doen graag vir ons 'n gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus, Here, dankie vir hierdie kosbare teks. Dankie dat ons na hierdie geskiedenis kon luister en dat ons ook na hierdie verhaal, hierdie gebeurtenis kon kyk uit die oogpunt van die man van God, ou profeet en deur U, o Here. Dankie vir lesse wat ons leer uit die man van God, om nie ongehoorsaam te wees nie, om nie verkeerde keuses te maak nie, om te luister na die waarskuwing wat U bring, U bevele wat U gee, om daarna te luister. Want ongehoorsaamheid, verkeerde keuses, sonde, het slegte gevolge, dit lei tot dood. Dankie Here dat ons kon kyk na U en U aandeel en dat ons kan besef, as ons aan die begin lees, dan dink ons, ja, maar U is wreed en boos en strafgerig en oordeelagtig en al hierdie tipe van dinge. Ons sit baie keer met hierdie godsbeeld in ons persoonlike lewens. Ons is kinders van U. Ons besef nie U liefde nie, ons besef nie U genade nie. Ons besef nie dat U is vir ons nie. Maar dankie dat ons kan verstaan, nie net uit die teks nie, maar uit die res van skrif, Genesis, uit al hierdie dele wat dieselfde bevestig vir ons, dat in liefde waarsku U ons voor die tyd, want U weet wat kom, U weet wat gaan gebeur. U weet wat die gevolge van keuses, U weet wat die gevolge van sondes. En dat ons dit selfs kon hier sien in hierdie verhaal van die man van God, dat U hom gewaarsku het, want U het geweet, as hy gaan omdraai, as hy gaan vertoef, as hy gaan eet en drink in die plek, gaan sy pad kruis met 'n leeu. En hy gaan sterf. U het hom gewaarsku. Maar help ons dat ons nie sal dink U is boos nie, Here. Dat ons sal besef dat U is liefde. U is genade. U wil waarsku, U wil help, U wil ons lei deur die woord en die gees, om die regte keuses en die regte paai te volg. Maar dankie Here dat ons ook kon kyk na die ou profeet, en dat ons selfs uit die ou profeet hierdie beginsels kan bevestig, dat sonde het gevolge, nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Maar ook weer eens, ten spyte van ons sonde, ons swakhede, ons verkeerde keuses, dat U soos die ou profeet wat ook gesondig het hier, dat U ons nie verlaat nie, dat U ons nie los nie. Dankie vir vergifnis en verlossing. En dankie dat U ons help om reg te maak met ander, waar ons teen hulle gesondig het. Dankie vir die lesse, Here. Help ons in besonder, Koning, om hierdie lesse toe te pas in ons lewens, om die regte godsbeeld te hê van wie U werklik is vir ons, en ook om te besef dat sonde het gevolge, en daarom wil ons eerder vir U volg as vir mens volg, vir U volg as vir jou sonde volg. Help ons daarin, Here. Maak het vas in ons, lei ons op die pad, en dankie dat U ons wil bewaar van struikeling, soos Psalm 121 ook getuig. In Jesus Christus se naam, amen. Dankie geliefdes in die Here. Want Here, U groot